In hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg sien ons weer sterk bewegings in die mark. Speenkalf en stoorlampryse bly hoog, slagpryse bly steeds beter as wat ons verwag het en daar is interessante druk wat opbou in die hoenderwol en die chopmarkte. Die groot vraag is nou, hou hierdie sterk pryse nog of begin aanbod en swakker vraag moontlik die mark binnekort terugtrek? Hierdie Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Netbank, Standard Bank en John Deere. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week weer met ongeveer 3% gestyg en staan dit nou al op R45.21 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R47.05 en die top 10% se gemiddelde prys staan op R49.31 per kilogram al. Provinsiaal het die Vrystaat se prys ingekom op R46.16, die Oos-Kaap op R41.85 en die Noordwes nou rondom R45.51. Soos laasweek dan ook genoem, kalfpryse behoort hoog te bly tydens Julie maand, soos aanbod dan tradisioneel bietjie afneem en ons dan nou ook baie hoë vraag sien, veral vanaf die mielieboere wat dan ook oesreste nou beskikbaar het. Ek wonder ook of meer mielies oor die algemeen nie deur die bees bemark gaan word hierdie jaar nie, aangesien graanpryse en mieliepryse dan baie laag is en dit dalk sin maak veral met die slagpryse wat dan redelik opwaarts beweeg het ook. Die nasionale A23 slagprys of superspryse het laasweek dan weer gestyg en staan dit nou op R65.75 met die C-graadpryse ook op na R58.33 per kilogram. Die superspryse het in 'n ander rigting beweeg hierdie jaar as wat ek dan verwag het, of in elk geval die laaste 2 maande, en het pryse dan eintlik opwaarts beweeg in Mei en Junie maand, waar ek gedink het dit kan bietjie gedaal het. Ek dink dit kan moontlik 'n effek van die back and closure wees en ook beter veiding en dan laer voerpryse wat also saamspeel om die aanbod van supers dan relatief laag te hou. Aanbod is nou nie so laag soos wat ons laas jaar hierdie tyd gesien het nie, toe die gemiddelde supersprys net hier by die R80 gaan draai het. Ek dink steeds ons kan stabiliseer en dan moontlik laer pryse binnekort begin sien as die aanbod weer begin optel. Die gemiddelde stoorlamprys styg dan met 4% na R56.56 per kilogram laasweek, weens laer aanbod as ook beter vraag vanaf die sojaboonboere. Swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg, staan op R53.80 per kilogram. Junie maand is tradisioneel wanneer die pryse dan op sy hoogste is elke jaar, weens minder aanbod, maar ook vraag vanaf sojaboere wat dan optel. Hierdie jaar kan die vraag moontlik nog meer wees met produsente wat dalk meer graan deur hulle diere wil bemark, omdat graanpryse dan so laag is. Ek dink store is wel nou baie naby aan sy hoogtepunt en sien ons gewoonlik 'n klein daling soos ons in Julie maand in beweeg en dan 'n skerper daling van Augustus na September, Oktober se kant toe. Die A23 slagprys styg dan na R109.14 met die C23 prys nou op R78.33. Hierdie pryse behoort min of meer dieselfde tendens as store te volg en moontlik so 'n klein bietjie terug te sak in Julie maand en dan skerper te daal soos ons ook dan na Oktober maand van hierdie jaar beweeg. Baie interessant, die gemiddelde wolpryse in Australië het dan redelik skerp gedaal die laaste week en staan op 19,4 Australiese dollar per kilogram. Fynere wol het dan veral baie laer pryse behaal terwyl sterker wol steeds in goeie aanvraag was. Dit klink asof daar 'n bietjie prysweerstand was teen die aansienlike hoër pryse wat sy afgelope jaar gesien het, maar verkope het dan ook geval op hierdie veiling en dui dit daarop dat produsente nie hierdie laer pryse aanvaar het nie. Bokpryse het sy opwaartse tendens dan voortgesit laasweek en kan moontlik nog hoog bly tot so Augustus maand toe. Die afgelope week het grootbokpryse dan gestyg na R53.10, kleinbokpryse styg na R67.53, mediumbokke het so bietjie gedaal na R55.80 met bokoeitpryse ook hoër op R53.47.
Daar is maar groot probleme met vraag in die hoenderbedryf op die oomblik weens al die optogte teen buitelanders en sit dit nou maar baie druk op pryse ook. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys daal dan na R32.23, varspryse daal na R39.42 met die EQF pryse ook laer op R36.11. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys dan gestyg na R23.75 per dosyn natuurlik, terwyl ongegradeerde eiers gedaal het na R17.63 per dosyn gemiddeld. Ons het wel so 'n bietjie gemengde resultate in die varkbedryf gesien die afgelope week met die nuutste spekvarkprys 2% laer op R31.60, terwyl vleisvarkpryse dan aan die ander kant weer met 2% gestyg het en staan op R43.05. Worsvarkpryse het met ongeveer 3% teruggesak laasweek na R25.48. Ek voel wel dat ons kan stabiliseer rondom hierdie prysvlakke nou, dalk tot so Augustus dan op hierdie vlakke bly en dan weer van September weer kan begin opwaarts beweeg, soos vraag in die somermaande gewoonlik dan mooi optel. Hou ook dalk die seegraad beesvleispryse dop, as dit verder skerp styg, kan dit dan veral ook die vraag na worsvarkpryse verhoog en daai pryse ook dan so 'n bietjie optrek. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan gebly op R3.900 per ton, graad 2 lucern op R3.500 en supreme kwaliteit lucern op R5.000 per ton. Hier is nou wel 'n baie interessante gebeurtenis in die meel- en chopmark wat plaasvind. Die optogte wat aan Dinsdag plaasvind het baie minder vraag na mieliemeel veroorsaak, persone wat nie wil stok hou of voorraad hou in hulle winkels nie, en dis van die meelenaars forceer om ook produksie te verminder of moontlik te stop. Dit spoel natuurlik ook oor na die beskikbaarheid van chop op die oomblik wat as gevolg daarvan baie afgeneem het. Choppryse het dus skerp gestyg laasweek na ongeveer R3.100 per ton, maar ek moet ook net sê dit kan net so vinnig terugsak as die optogte nou verby is en ons sien weer meer meel wat in die mark inkom en die beskikbaarheid van chop wat dan ook moontlik weer kan optel. Om op te som. Speenkalf en stoorlampryse bly sterk weens laer aanbod en goeie vraag, veral vanaf graanprodusente wat nou oesreste beskikbaar het en ook moontlik meer graan deur hulle diere wil bemark hierdie jaar. Slagpryse hou ook dan goed, maar ons kan moontlik later meer druk sien as aanbod weer begin optel. Wolpryse het in Australië wel bietjie teruggesak, bokpryse bly positief, terwyl hoender steeds onder druk is weens swakker vraag. Varkpryse lyk of dit nou rondom hierdie vlakke kan stabiliseer en choppryse het skerp gestyg weens laer beskikbaarheid weens die optogte. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling eers in 2028 deur slegs 4 jaarlikse betalings te maak oor 5 jaar, BTW terugbetaal na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dis die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig tot 31 Augustus 2026. Hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Netbank, Standard Bank en John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien mekaar weer volgende week.